Wanneer die Here met iets of iemand besig raak, verander alles. Of dit iemand is wat slegte nuus kry, iemand wat nog nooit van die Here gehoor het nie, iemand wat alleen voel, in die hospitaal is, onderdruk word. Almal se nood raak hom intens, want hy het almal en alles immers goed gemaak. Wanneer daar nood is hy daar. Wanneer iets verkeerd is, stop niks hom om dit te verander nie. 'n Lewendige kerk wil daar wees waar sy Here is. En dit is op die voorpunt, daar waar die dinge gebeur. Toe ons gemeente dit snap, het alles verander. Ons het besef dat ons sy liggaam is. Ons is die instrument waarmee hy sy werk doen en sy planne uitvoer. En ons is reg en opgewonde vir diens. En sjoe, hoe het die Here ons nie al gebruik nie? Vra maar vir Stepping Faith in Masoi. Van 'n nederige begin 4 jaar gelede waar ons sy bou het aan 'n kombuis, om 150 HIV-weeskinders 2 keer per week kos te gee, gee John en Antoinette nou vir meer as 1000 kinders kos en die evangelie elke dag. En is daar verskeie ander rolspelers ook betrokke. By Idios word daardie mense vir wie ons motorruite vinnig opdraai wanneer hulle aangestap kom, gehelp om hulle waardigheid en plek in die samelewing weer terug te kry. Huis Bethlehem is ons toevlugsoord vir daardie heel ingewikkeldste gevalle vir 'n maatskaplike werker, waar kinders erg benadeel of getraumatiseer word deur wat in hulle ouerhuise gebeur. By die koskas help 30 mense elke maandag dat ongeveer 100 verwaarloosde en moedelose mense, wat beleef dat die lewe sy rug op hulle gekeer het, 'n veilige hawe kry, waar hulle letterlik na liggaam en siel gevoed word. Ons het 'n maatskaplike werker vir gespesialiseerde nood. Daar is 3 sendlinge betrokke by die bediening van werkers op plase en in besighede in die hele omgewing. In Mosambiek het die Here 'n area op ons harte gelê, waar ons gemeente in 'n week 'n wesenlike verskil maak, en waarheen ons 'n sending 4 keer per jaar stuur vir opvolgwerk en vir opleiding en betrokkenheid by bestaande kerke in die omgewing. By ons naaldwerkprojek kry swart vrouens die kans om hulle vaardighede uit te brei in 'n atmosfeer en geselskap wat die Here waardig is. Ons is baie direk betrokke by Alfred en Belinda Petzold in die noorde van Mosambiek, waar hulle met erns en opregtheid besig is om 'n groot verskil te maak in 'n baie afgeleë gebied. Ons jeug gaan wys hoe die Here ons help om voluit te lewe by Swadini in Desember vakansies en ook in Mosambiek in die Julie vakansie. Met die Peace Drink projek verlede jaar het hulle by 'n plaaslike winkelsentrum mense se horisonne verbreed rondom ons aandeel aan die oorbrugging van grense tussen die mense in ons land. Hulle het ook 'n geleentheid waar hulle in ons omgewing die hoop wat Jesus bring in Kerstyd met mense deel. Hulle dra ook aktief by vir ons bejaardesentrum. 'n Baie opwindende nuwe projek is die Living Ball, waar die evangelie uitgebeeld word met kleure op verskillende balle. Saam met ons sendlinge wat in die omliggende platlandse gebiede werk, word kinders na skool deel van gesonde kompetisie en kry hulle ook blootstelling aan die evangelie. Ons plaaslike VGK skryf die nuwe dimensie wat hulle tans binnegaan, direk toe aan ons gemeente se getroue finansiële bydrae elke maand die afgelope paar jaar. Ja, ek is klein boy. Kapogweni kerk. Ons wil regtig sê by die Wetreffer kerk ingee. Ons is baie bly en ons sê baie dankie vir die R1000 van ons elke maand gee. Die dinge wat hier so in kamera, dis julle geld mense.
Ons het dus op bietjie ingeset. Bietjie maak meer julle weet mos. Ons is so baie bly. God seën vir julle. Wanneer mense van naderby kyk na die verstommende groep mense wat hierdie reuse verskil maak, begin die stukke van die legkaart skielik in mekaar val. Hulle gee regtig om vir mekaar en doen na buite wat hulle reeds aan hulle eie lyf gevoel het. Meer as 50 omgeegroepe vergader weekliks om mekaar geestelik op te bou en te versterk vir die eise wat die lewe aan elkeen stel. By Caritas luister hulle op 'n manier na mense se nood en seer, wat hulle help om nie net die stukke bymekaar te kry nie, maar ook om weer voluit te lewe. Gesonde huwelike is van die uiterste belang, en daarom belê ons in huweliksskolings, geleenthede en kampe. Ons kom word nuutkampe help mense om die lospunte in hulle verhouding met God en ander mense en baie keer juis met hulle self weer bymekaar te kry. By Isaskar word belê in jong leiers wat ons gemeente die toekoms in moet neem. By die Ontdek Jou Plek kursus word ons ingetrek in die Here se unieke plan met elkeen van ons binne en buite die gemeente. Die Abba-groep ondersteun mense wat deur onverwagte groot aanpassings in hulle lewe moet gaan, soos byvoorbeeld die nagevolge van kanker. Benewens wonderlike ondersteuning van 'n liefdevolle span, het mense ook nuwe vriende nadat jy in die hospitaal was. 'n Kundige in traumaberading help die verskrikking omsit en groei. Ons kinders en jong mense het wonderlike ervarings van hoe die Here 'n verskil maak in mense se lewens by kampe en het heerlike interaksie met volwasse rolmodelle. Ons het 'n direkte aandeel aan die 2 jeugwerkers wat permanent in die hoërskool werk. Die seer, bitterheid en rigtingloosheid wat weens 'n egskeiding kan ontstaan, word omgesit in doelgerigtheid en hoop by die Divorce Care ondersteuningsgroep. By huweliksverrykingsgeleenthede kry ons baie meer vaardighede as om net ons huwelik mee te hanteer. As ons besef hoe hierdie besondere instrument van die Here met mekaar werk, begin ons dieper kyk. Skielik verstaan ons alles. As ons sien dat dit mense is wat 'n lewende liefde vir die Here het, wat op verskeie vlakke gebou word. Op verskillende plekke word sy teenwoordigheid gesoek en beleef. Eredienste is 'n besondere ervaring. Nie net vir ons wat dit beleef nie, maar ook vir die groep mense wat betrokke is by die beplanning daarvan. Ons beleef dit by die volwassenes. Gemeente, as ek oor ons aanbiddingsbediening praat in ons gemeente, kan ek liries raak. Ek kan lofliedere sing oor alles wat gebeur, en dis letterlik wat gebeur. Ons het in ons gemeente seker van die mooiste en die wonderlikste aanbiddingsbelewennisse wat 'n mens kry. Dis nie net oor die kwaliteit van die groep wat optree of die kwaliteit van die sang en musiek nie. Dis ook oor die aanbiddingsbelewenis wat mense ervaar. Is ons gemeente nie 'n wonderlike gemeente nie? Mense het die vryheid om hande in die lug op te steek, om neer te val voor die Here, om met hulle hele hart en hulle wese, hulle liefde en hulle lof vir die Here te verkondig. 'n Tydjie gelede gesels ek met mense wat van elders af, wat hier in ons gemeente was, elders toe gegaan het, 'n baie slegte ervaring gehad het rondom 'n besigheidsvennootskap wat hulle gehad het, en teruggekom het met 'n klomp wrokke en swaar kry en pyn wat hulle met hulle saamgedra het. Maar hulle is vry, hulle leef vry, hulle het vergifnis, hulle het vrede in hulle harte, en ek vra vir hulle nou, wat het gebeur? Het julle vir berading gegaan? Nee, sê hulle. Ons het kerk toe gekom, en in die kerk het hierdie heling plaasgevind. Het ons het beleef wat dit beteken om te laat gaan, om vry te word, om te kan vergewe. By die laerskoolkinders word dieselfde tema behandel, maar met hulle eie musiek en op hulle eie vlak. By die tiener-eredienste is die orde en die tema dieselfde as vir die volwassenes, net met heelwat meer elektroniese hulpmiddels op hulle vlak. Maar die sang is heelwat lewendiger en harder en wel
anders. Hoe sê hulle, ek wil dit uitskreeu, as God vir my is, kan niks teen my wees nie. Gebed kry al hoe meer aandag. Benewens talle gebede waar groepe byeenkom, is daar 'n span bidders wat Dinsdagoggende vergader. Met kampe is daar behalwe vir doelgerigte gebed voor die tyd, heeltyd tydens die kamp, ook mense wat bid. Ook in ons omgeegroepe is daar nou persone wat spesifiek die gebed as verantwoordelikheid het. By ons Bybelskool kom mens diep onder die besef van die erns wat ons lidmate maak in hulle persoonlike kontak met die Here en die erns wat hulle met die Bybel maak. Die Here het die vorige boekjaar op 'n wonderlike wyse voorsien deur lidmate wat hulle gehoorsaamheid aan hom ernstig geneem het en in moeilike tye ons in staat gestel het om sy werk met net meer as 3,8 miljoen rand te doen. Vir die nuwe jaar vertrou ons hom vir net oor die 4 miljoen rand om hierdie wonderlike werk te doen waarvoor hy ons geroep het. Gedagtig aan die derduisende mense wat geraak word en die geestelike krag na binne, is daar geen manier hoe ons geestelike belegging beter kan aanwend nie. Die nederigste mense in ons gemeente is die finansiële bediening, wat die verantwoordelikheid dra vir ons uitgawes, maar wat totaal afhanklik is van die gemeentelede, wat van maand tot maand erns maak met hulle rentmeesterskap teenoor die Here vir die inkomste. Hulle het nie ander bronne om mee te werk nie. Ons wil net vanoggend vir die gemeente ook weer eens baie dankie sê vir hulle getroue bydraes en ons wil vir u die versekering gee dat die finansiële bediening en die kerkraad altyd met groot omsigtigheid sal omsien na die gelde wat u na die huis van die Here toe bring en dat ons altyd ons bes sal probeer om met groot verantwoordelikheid hierdie fondse te spandeer. Die Here wil in 2011 duideliker as ooit wys wat 'n verskil hy kan maak. En ons as gemeente wil geen oomblik daarvan misloop nie. May it be the shadows call will fly away. May it be